Goeiedag, baie welkom by die laaste erediens van 2020. Ons kan met dankbaarheid sê dat die Here ons bewaar het deur 'n vreemde, moeilike en uitdagende jaar. Kom ons gebruik dan hierdie erediens om vir 'n rukkie bietjie te reflekteer oor die jaar wat verby is, om God se hand raak te sien, maar om ook die toekoms in te gaan en te weet dat hierdie Here met sy beloftes van trou die nuwe jaar, met al sy uitdagings wat dit aan ons sal bied, ook sal binnegaan. Ons steek nou die Christuskers aan, om ons te herinner aan die waarheid, dat die lig sterker is as die duisternis, dat liefde sterker is as haat, en dat die lewe sterker is as die dood. Kom ons wees vir 'n oomblik stil. Wag in stilte op die Here. Die dag van die Here is naby. Net by God vind ek rus. Van hom kom my redding. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig staan. Wees stil voor die Here, al wat leef. Net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van God die Vader wat in die begin gesê het, laat daar lig wees. En van Jesus Christus, God wat mens geword het, om lig na ons wêreld toe te bring, om die duisternis te deurbreek. En genade en vrede vir julle, van die Heilige Gees, wat ons hart en ons verstand verlig.
Hierdie Sondag neem 'n tussenposisie in tussen die twee geboortes van Kersfees en Epifanie. Die sleutelteks vandag, Jesaja 61 en 62, is 'n loflied oor die verlossing wat deur God bewerk word. Hieroor gaan ons net nou tydens die boodskap verder gesels. Vir elke Sondag van die jaar is daar ook tekste uit die Psalms, die Paulusbriewe en die Evangelies. Hierdie week se Psalm, Psalm 48, is 'n lied waarin die ganse skepping opgeroep word om die naam van die Here te prys. Die Galasiërsteks, Galasiërs 4 vers 4 tot 7, bring die geboorte van Christus in direkte verband met die bevryding van mense, sodat hulle as kinders van God aangeneem kan word. Die sentrale fokus van die evangelieteks uit Lukas 2 vers 22 tot 40 is die lofsang van Simeon, waarin hy Jesus besing as die uitdrukking van die verlossing wat deur God gereed gemaak is. Voordat ons saam met die woord van die Here lees, kom ons bid saam. Here Jesus, lank voordat ek op aarde was, is U vir my gebore. Voor ek van U 'n woord kon hoor, was ek reeds uitverkore. U het die hemelryk verlaat. U maak my na God se wyse raad, sy kind, nie meer verlore. In diepe donkerheid en nag raak ek die pad soms byster. Stuur Heer U Gees. Skenk Heer U krag en lei my deur die duister. U son wat deur die wolke breek en in my hart U lig ontsteek. Verlig my met U luister. Amen. Ons lees vandag uit Jesaja hoofstuk 61 vanaf vers 10 tot 62 vers 3. Ek lees uit die nuutste vertaling, die 2020 vertaling. Ek verheug my grootliks in die Here. My hele wese juig oor my God, want hy het vir my klere van verlossing aangetrek. 'n mantel van geregtigheid het hy my omgehang, asof ek 'n bruidegom is, soos 'n priester met 'n tolband, soos 'n bruid met haar versierings. Ja, soos die grond sy plante voortbring en 'n tuin sy saailinge laat uitspruit. So sal my Heer, die Here, geregtigheid en lof laat uitspruit voor al die nasies. Terwille van Sion sal ek nie swyg nie, terwille van Jerusalem nie rus nie, totdat haar geregtigheid deurbreek soos 'n helder lig, haar verlossing brand soos 'n fakkel. Nasies sal jou geregtigheid sien en al die konings jou roem. Aan jou sal 'n nuwe naam gegee word. Die mond van die Here self sal dit bepaal. Jy sal 'n sierlike erekroon wees in die hand van die Here, 'n kosbare koninklike hoofband in die handpalm van jou God. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Eergister was dit Kersfees. Seker almal het aan Jesus se geboorte gedink en fees gevier. Maar vandag is die glorie en die glans van Kersfees waarskynlik verby. Nou begin, soos ons in ons Kersboodskap genoem het, die werk van Kersfees. Dit is gepas dat die gemeenskap van gelowiges vandag sal bestek opneem en kyk wat het met Kersfees gebeur. Dat ons vir onsself rekenskap sal gee van die wyse waarop Kersfees ons lewens aanraak. Dat ons in Christus 'n nuwe toekoms ontvang, 'n nuwe uiteinde, 'n nuwe bestemming, en dat dit die manier is waarop ons ook na die wêreld rondom ons moet kyk. Binnekort is dit 'n nuwe jaar. Verby 'n tyd van nuwejaar voornemens. Nou is dit die tyd vir bestekopname. Wat motiveer ons? Watter motiewe en waardes
gee vir ons as gelowiges, as kerk en as liggaam van Christus, rigting op aarde. Waarvoor bid ek en jy vandag? Waaraan moet die kerk werk om vandag steeds meer aan die volle vervulling van die Kersboodskap gestalte te gee? Jesaja 61 bied 'n goeie perspektief op hierdie vraag. Jesaja 61 sien, loop uit op vreugde en viering, op die aankondiging dat die nuwe werklikheid vir Jerusalem en die volk van God aangebreek het. Dit kondig die genadejaar aan, die jaar van welbehae van die Here. Die verlossing en die herstel waarop die volk in ballingskap gehoop het uiteindelik aangebreek, sigbaar geword. Die radikale nuutheid van die nuwe werklikheid word vir ons daar in verse 1 tot 7 op 'n soort van poëtiese wyse gegee. Dit is amper soos 'n lied wat besing word. 'n Lied wat sing van herstelde infrastruktuur wat met die ballingskap afgebreek en verwoes is. Herstel van gemeenskapsstruktuur. Geen meer verdrukking nie. Die volk sal as priesters en dienaars van die Here bekend staan. Hulle is nou die geseëndes van die Here, waaroor hulle fees vier. Die motief vir die herstel is gesetel in God se karakter, in sy liefde vir die reg en sy haat teenoor onreg. Verder staan die belofte sentraal, dat die Here, die verbondsgod, getrou aan die volk sal wees en vir hulle sal gee wat hulle toekom, 'n belofte van 'n nuwe verbond. Hierdie eerste vervulling van die verlossing gebeur inderdaad egter eers met die koms van die Messias na die wêreld toe. Kersfees is die viering van die aanbreek van die nuwe era in die bestaan van God se volk. Maar in hoofstuk 62 val die klem op totdat. Die nuwe werklikheid het nog nie volle gestalte gekry nie. Na Kersfees is alles nie eensklaps hemel op aarde nie. Nou, na Kersfees en op die drempel van 'n nuwe jaar, raak ons as dit ware opnuut bewus van die uitdagings en die werklikhede rondom ons. Die vrees vir die coronavirus en die impak daarvan op feitelik elke faset van ons lewens, op ons gemeenskap, op ons land, in die wêreld, is tans op almal se lippe. Elke dag word ons met statistieke en feite gekonfronteer wat jou maag op 'n knop trek. Vir baie van ons het dit nader aan ons eie lyf gekom en is lank nie meer net 'n klompie koue statistieke nie. Hoe gaan die nuwe jaar lyk? Hoe kan ons beplan vir die jaar wat voorlê? Hoe gaan ek my werk behou? Gaan die skole oopmaak? Kan studente weer teruggaan universiteite toe? Hoe gaan ons op emosionele vlak met dit alles staande bly? Die isolasie, die konstante vrees, die eensaamheid. Wat beteken die nuwe variante van die virus? En wanneer gaan ons toegang tot inenting kry? En wanneer dit kom, gaan ek dit neem of nie? Intussen wonder ons oor ons land, met die hoë vlakke van korrupsie, geweld en misdaad en armoede. Sal daar genoeg leierskap met integriteit wees om ons land op morele en etiese grondslag die toekoms in te lei? Sal Suid-Afrika 'n land wees wat ons met trots aan ons kinders kan oorgee? Wat gaan ons hierdie jaar wat voorlê anders doen? Wat gaan ons begin doen? Waarmee gaan ons ophou? Nou praat ek nie net van ons eetgewoontes nie, maar dinge wat ook in die wêreld, in die gemeenskap saak maak en 'n verskil sal maak. Watter rol gaan ons as gelowiges, as gemeente en as huishoudings in die gemeente vervul
om van hierdie wêreld 'n beter plek vir almal te maak. Ons teks praat van die vreugde van die vervulling, maar ook van die taak wat daaruit vloei, te midde van die nog nie. Die taak is om te bly bid, te bly verlang en te bly werk vir die volle vervulling wat God self bewerk. Jesaja daag ons uit tot gebed en tot ernstige en passievolle verlange daarna dat die nuwe werklikheid wat reeds aangebreek het, gesien, gevoel, beleef, aangegee sal word. Die profeet sê, hy sal nie swyg nie. Net so moet die Godsvolk die Here herinner aan sy beloftes. Sentraal staan die nuwe naam wat God self vir sy volk gee. Dis 'n ander soortige heerlikheid van die volk van God. Dit is God se belofte aan sy volk. God beloof 'n totale omkeer van die huidige situasie. Maar hierdie nuwe glorie is nie ter wille van Jerusalem self nie. Dis 'n instrument in die hand van God. Dit gebeur sodat die nasies God se karakter sal sien wat hy doen. So sal die nuwe werklikheid aan die ganse wêreld sigbaar word. Hierdie nuwe werklikheid wat gestalte moet kry, is juis dit wat met die eerste koms, Kersfees, begin het. Teenoor die feestelike viering van die nuwe era in hoofstuk 61 van Jesaja, hoor ons die versigtiging na die vervulling van die beloftes in hoofstuk 62. Sy liggaam, sy kerk, ons, die gemeente van Christus in die wêreld, is bedoel om uitdrukking te gee aan die nuwe werklikheid, die verlossing. Hierdie verlossing, wys Jesaja ons, word juis tot uitdrukking gebring, waar die kerk in die samelewing leef. Soos wat vers 8 sê, bekleed met geregtigheid. Die getuienis lê primêr in die wyse waarop ons die karakter van God self gestalte gee in ons doen en late. Vers 8 van Jesaja 61 sê dit goed, sy liefde vir reg en sy haat teen onreg, sy getrouheid aan sy beloftes en verbond. Dit is wat gestalte moet vind in en deur jou en my. So die vraag vandag vir my en vir jou is, wat is die dinge wat God op jou hart lê vir die nuwe jaar? Waaraan moet ons as geloofsgemeenskap werk om die koninkryk van God op aarde gestalte te bied? Watter waardes bepaal ons voornemens? Watter prioriteite rig ons as individue en ook as geloofsgemeenskap se optrede vir die nuwe jaar? Laat ons 2021 ingaan met opregte gebed, wat beteken daadwerklike optrede, om hoop op God se nuwe wêreld sigbaar te maak. Daar waar ons leef en werk, in ons verhoudings, in ons besigheid, in ons sosiale omgang, in ons sameleef met ander. Ons teks daag ons vandag uit tot selfondersoek. Wat is ons waardes en prioriteite in die lig van die koms van die koning en sy koninkryk? Hoe lyk ons ywer in gebed en werke om gestalte te gee aan die nuwe werklikheid wat ons eergister gevier het? Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ek wil nou so 'n minuut geleentheid gee, dat daar waar julle tussen mekaar by julle huise of dalk in 'n vriendekring is, dink 'n bietjie na en gesels oor wat julle graag in 2021
wil doen. Dalk anders wil doen, dalk wil begin doen, dalk meer klem daarop wil plaas, om Kersfees elke dag sigbaar te maak. Kom ons bid saam. Here, ons verheug ons grootliks in U self. Ons hele wese juig oor U ons God. Want U het vir ons klere van verlossing aangetrek. 'n mantel van geregtigheid het U ons omgehang, asof ons 'n bruidegom is, soos 'n priester met 'n tulband, soos 'n bruid met haar versierings. Here, ons wat eergister Kersfees gevier het weer die belofte van U troue teenwoordigheid ontvang. En het ons opnuut weer die taak gekry om die werk van Kersfees te doen, om U geregtigheid sigbaar te maak, om draers van U vrede te wees, vredevors. Here, leer ons as gemeente hoe om die nuwe jaar in te gaan, met die wete dat U ons gebruik, en dat U by ons is, en dat U ons sterk maak in dit wat U van ons vra, omdat die dinge wat U van ons vra, deur U self voortgebring word. Maak ons daarom gehoorsaam. Gee ons geloofsoë om U raak te sien. Gee ons hande en voete om U werk te doen. Here, ons dink in besonder in hierdie tyd aan hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het in die jaar wat verby is. Ons dink aan almal wat siek geword het en wat tans siek is. Ons dink, Here, aan soveel mediese personeel wat so hard werk in ons hospitale om hulp aan te bied, om verligting aan te bied. Here, ons bid vir elkeen van hulle, om hulle staande te hou in uiters uitdagende omstandighede. Ons bid vir die jaar wat voorlê, o Here, wat vir ons donker en onseker is. Kom, Here, kom skyn U lig en gee ons geloofsoë om U teenwoordigheid, U wat voor ons uitgaan, raak te sien. Daar waar U ons roep om U te volg, laat ons U volg. Daar waar U ons roep om te dien, laat ons dien. En Here, laat ons U liefde aan almal in ons huise en in ons omgewing oordra, sodat die werke van U koninkryk in en deur ons sigbaar sal word. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.
gees ontvang nou die seën van die Here en gaan daarmee die ou jaar uit en die nuwe jaar binne. Mag die Here nou ons wat sy dienaars is, in vrede laat gaan volgens sy woord. Omdat ons oë die verlossing gesien het wat hy gereed gemaak het voor die oë van al die volke. 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van sy mense. Amen. Amen.